Baie dankie, baie insiggewend, Dave, baie dankie vir die moeite wat jy gedoen het om die kontak te maak. Ons druk altyd baie hard op jou internasionale netwerk en ons hoop ons kan dit nog vir baie lank doen, maar dankie vir die moeite en Jan, baie dankie vir die saamstel daarvan. Ek dink dit was regtig waar treffend en ek wil weer vra, ons kan nou ongelukkig nie vir my bottel wyn gee nie, maar Dave gaan seker dit vat. As daar enige vrae is, moet u asseblief dit net aanstuur, dan kan ons dit nog hanteer. Ons het hier 'n paar vrae en dis opvallend hoe dit dieselfde vraag is en dit dui net vir my aan dat die sprekers het dit so goed gedoen dat hulle dieselfde gedagtes losgemaak het en groot dank aan die sprekers in die verband. Die eerste, André, ek is jammer jy die kort loodjie getrek, hoor, die ouens is lus vir jou vandag. So daar's 'n paar vrae vir André spesifiek. André, en ek is nou, spyt Corneille moes nou uitgegaan het, maar ek weet nie of Willie nog hier is nie. Willie is daar agter, en hierdie is 'n baie tydige vraag, want as dit ons later gevra het, dan Corneille en Willie ons heeltemal beïnvloed. Nou vra ons die vraag vir jou, terwyl hulle nog hier so is, en hulle nog ons nie kon beïnvloed nie. Die vraag is, André, wat sien jy, wat kom na die ANC, of wat sien jy kom na die regering van nasionale eenheid? André, ek gaan sommer al die vrae vir jou nou gee, want ons is 'n bietjie gedruk vir tyd, dan kan jy sommer alles hanteer. So die eerste ene, wat kom na die ANC of die regering van nasionale eenheid? Dink jy daar gaan groter onstabiliteit kom? Hoe gaan mense dit voorkom? En dan verwys ek ook net na die tema van vandag se konferensie. Die tema van vandag se konferensie is eiendomsreg. Dit is die sleutel tot vrede. As jy dit miskien in gedagte hou, net om daarop te wys, dan is dit, dan gaan die ander vrae ook, maar dieselfde, ons het hier 'n pragtige vraag ook van Henry Geldenhuys gekry, wat sê, wat is die kanse as 'n mens die tekens begin kyk en die ongeduld begin kyk van alle kante af, dat iets soos 'n burgeroorlog kan uitbreek, sou onteiening sonder vergoeding wel plaasvind, en is die geleide van die ontwapening en veranderinge in die wapenwet en al daardie dinge ook maar deel van hierdie gedagtes van die regering. En dan die ander vraag is, hoe gaan 'n mens weerstand bied? Maar daar's 'n paar vrae vir professor Komedi wat ek na die tyd sal vra. Maar die groot ding is, André, daar's ook van die Zoom mense wat sê, aarde, weet jy, ons het die grondwet gesien, dit is onderteken, en ons het almal vrede gemaak met restituisie en dis afgehandel. Was dit nou maar net 'n trappie, 'n stappie in 'n groter proses, en dat dit alles maar vertoon gewees het. As 'n mens ook nou kyk wat in Zimbabwe plaasgevind het, jy weet, was die onderhandelinge by CODESA vir die wat daar was dit een groot klug? Het daar mense met hulle hart op die mou in alle eerlikheid gaan gesels, terwyl daar ander mense wat geweet het, man, hierdie is maar net 'n proses. Soos wat ek gesê het, my terminologie is beperk, want ek boer met skape, maar David my een groot les geleer. Hy het altyd gepraat van dexterity of tact. Onthou die nasionale demokratiese revolusie is dexterity of tact. En hy moes gesien het die vaal-uitdrukking in my oë met daai groot woorde. En dan het hy dit vir my altyd vertaal in Afrikaans. Dit het vir my nogal baie sin gemaak. Hy het altyd gesê, jy lei die boer om die bos. So ek verstaan dit ook nou. André, as jy miskien vir ons net daaroor kan inset liewer. Net vir die luisteraars moet die mikrofoon gebruik word. Voorsitter, ja, dit is 'n klomp vrae in een. Ek gaan so met 'n haalgeweer probeer antwoord na bepaalde kante toe. Dis nou die laaste week of wat die gesprek baie pertinent na vore kom in die media, in 'n mindere mate al in die akademie, maar dit slaan ook daardeur
wat van na die ANC? Nou ek dink dis miskien nie heeltemal korrek om na die meningspeilings van die laaste 2-3 maande te kyk en op grond van dit algemene sterk gevolgtrekkings te maak. Kom ek trek vir u een lyn wat ek lees van die binnewerking in die ANC, wat dalk 'n bepaalde lig kan werp, en dan gaan ek 'n paar ander perspektiewe ook gee. Selfs al kyk ons na die 2024 verkiesing, en jy kyk na die ANC plus die kinders wat uit die ANC gegroei het, die EFF, die MK-party en 'n paar ander kleiner partye, is die steunbasis kollektief steeds omtrent 65%. Ek het dit gister opgetel, dis net onder 65, 64, iets. Wat is die kans dat daai groepe weer by mekaar kan kom? Ek weet daar is ernstige spanning, maar dit lyk vir my al hoe meer of daar een groot gemeenskaplike vyand in hierdie proses is. En dit is die afwesige president Cyril Ramaphosa. En die moment as Ramaphosa verwyder kan word van die toneel, is daar 'n substantiewe kans dat groeperinge mekaar kan vind en dat hier 'n nuwe koalisie tot stand kan kom sentrum links. Dit beteken nie die ANC is weg nie. Dit beteken waarskynlik 'n tipe van 'n zanofikasie wat ons kan sien binne die ANC, gegeewe die feit as jy kyk hoe die misdaadlyne. En dames en here, ek moet vir julle sê, so omtrent 'n paar maande gelede het 'n klomp ouens hier in Pretoria my kom sien en vir my gesê, ek kyk te min na misdaad, ek kyk te min na georganiseerde misdaad, hulle wil bietjie vir my insigte gee oor wat daaraan gaan. En ek het my navorsing 'n bietjie geherfokus op pakkennatstate en misdaadstate. En dames en here, dis skrikwekkend wat in hierdie land oor die laaste 30 jaar gebeur het, steeds gebeur en waarheen dit ons kan lei. Nou, kom ek gee vir u my post-ANC in aanhalingstekens scenario's. Ek verwag dat die ANC, sou hy op sy eie bly voortbestaan, sou hy funksioneer binne 'n Ramaphosa paradigma, gaan die ANC vol in steun kry. Ek het geen twyfel daaroor nie. En ek reken die 2026, waarskynlik Februarie 2027, plaaslike verkiesing gaan vir die ANC uiters moeilik wees. So ek dink die moeilikheid lê vir die ANC, maar kom ek redeneer hipoteties. Wie is op die oomblik die sterkste kandidaat binne die ANC wat die kans het om oor te neem? My raaiskoot, jy wil my maar help in die verband, ek sien Naledi Pandor se naam verskyn ook nou en 'n paar ander, maar ek lees Paul Mashatile redelik sterk as 'n potensiële kandidaat om oor te neem. Mashatile het 'n bewese rekord van korrupsie binne Gauteng, hy het 'n bewese netwerk van lyne wat ek in Noordwes opgetel het, wat ek lees in KwaZulu-Natal, en wat vir my lyk selfs kan deurloop na die MK-party toe. En onthou, Zuma het dit self gesê, en van ons het dit lankal so half hipoteties gestel, dat die doel van die MK-party was nie soseer om die ANC te ondermyn nie, dit was eerder om van die Ramaphosa groep ontslae te raak. Die Makwanasi aantuigings wat gemaak is en die dossiere kwessie, was myns insiens onder meer, ek laat my nie uit oor die meriete van die sake nie, ek dink dit het meriete, maar kyk ook na die indirekte konsekwensie daarvan. Zenzo Mchunu is 'n baie sterk loyalis en regterhand van Cyril Ramaphosa. Deur hom te verwyder in die grootste provinsie in die ou ANC konteks, is om Cyril drasties te verswak.
My vermoede is, soos die lyne nou lyk, en daar kan baie gebeur in 'n jaar of meer, lyk dit vir my of die ANC se beweging na links is. En een scenario saam met die misdaadomgewing is 'n ZANU-PF scenario. Die scenario wat ek dink ons nou moet strewe, en dis 'n groot scenario, dit's groter as die inhoud van die nasionale dialoog. Ons moet weer fundamenteel gaan sit en dink oor die staat, en die staat herontwerp met inbegrip van 'n nuwe paradigma van denke. Die kort en die lank is, apartheid het ons in 'n doodloopstaat ingebring en ons het dit onderhandel daaruit na 'n volgende vlak. Ons staan in 'n ander konteks, maar daar is vergelykings. En ek dink die hele transformatisme ideologie moet verwyder word. En daarmee saam moet die regsorde in die land herstel word. Dit sou my beste saak scenario wees. Die slegste saak scenario is nie eers die ZANU-PF nie. Sou kragte al hoe meer buite beheer hardloop en ontwikkel daar binne die ANC groot krisisse, dan is ek bevrees ons in die rigting kan beweeg van 'n Haiti waar jy letterlik sit met kriminele elemente wat hulle begin militariseer. Die woord wat ons in die akademie gebruik is krygsheerisme, warlordism. En ons sien reeds tekens daarvan, dames en here, in Gauteng en in spesifiek in KwaZulu-Natal. En dit koppel op internasionale misdaadlyne waarby ons betrokke is. So ek lees nie die ANC uit die toekoms nie. Ek lees die ANC dalk in 'n ander formaat in ons toekoms. Ek hoop hy kan georiënteer word na 'n meer positiewe kant toe. Maar met die veranderlikes wat ek tans werk, is ek bevreed. Dis soos die Jood sê, as jy bid vir reën, jy kan bid so hard soos jy wil, maar die wind waai wes. En ek is bevrees, op die oomblik is die westewind redelik sterk. En dan moet jou strategie wees om te maak wat jy kan maak onder omstandighede. En dan bereik ek die punt waar ek sê, kyk wat ek kan doen in my eie omgewing om die waardestelsel, die ideale en dit wat belangrik is te bereik. 'n Vorm van 'n verkleinde gedefinieerde politieke omgewing wat autonomie neem vanuit 'n bepaalde chaotiese omgewing en probeer om orde te herstel en as dit ware 'n grondslag te kan stel vir die pad vorentoe. Ek dink, en ek het nie twyfel daaroor nie, ons is by 'n geweldige kruispunt op hierdie stadium. Hierdie kruispunt is myns insiens groter as die 89-93-1. Hy mag ontwikkel in die tipe fase wat ons ingegaan het in die opbou na die Unie toe van 1910. Met 'n kompleks van dinamiese faktore wat moeilik op hierdie stadium gelees, geïnterpreteer en voorspel kan word. André, baie dankie. Ons het nog tyd vir so 2 of 3 vrae. Daar is spesifieke vrae aan professor Gumede en dan is daar ook 'n vraag aan Piet Leroux. Ons jury, ek dink die ouens het 'n paar vrae vir jou, maar was bang vir 'n rekening. So ek weet nie of dit intussen gaan verander nie. Professor Gumede, I've got a few questions here. Some are from the Zoomers and some are from here. The one question is, but they all link together. The one is, Professor Gumede, how do we get the ANC to change their viewpoint on land reform? Is it possible at all? And do you think the ANC
knows that among a lot of communities and a lot of people that we know will not accept expropriation without compensation. It is a risk. How can we make them change that? That came from Henry Combrink. And then there's also one from Johan Blighnout, also very much the same. He said, how can we bring this to the attention of the ANC, not to follow the examples that you mentioned? And then we also had one from Hartmut de Wet, he's on Zoom. He said, did Mr. President Ramaphosa show definite colors in Zimbabwe? And is that a step to a bigger aim of the ANC? Professor Gumede, thank you. All of these questions are very, very difficult, I must tell you. But let me just start. I'll start with the one with Ramaphosa and Zimbabwe and his statements. Extraordinary, there's, maybe I'll tell it from a story. I'll try to answer the story. On Saturday, I had a meeting with an ANC National Executive Committee member. And he's one of those members who's very, very influential, but one who I think is a good person at heart. And so he's a good person, he's a person that I often engage with. And we left that meeting afterwards because at the end of the meeting, we left friendly, but what struck me, and always struck me, is this is a good person with a good heart, but it is so dogmatically fundamentalist. I want to use the word fundamentalism. We normally use fundamentalism in a religious sense, but they fundamentalism in a political sense, and so on. So that is one big thing. It seems to be even, so there are two things to describe the ANC. I think two ways to describe it. One, there are good people, but then the good people are dogmatic fundamentalists on issues, whether it is BEE or whether it's the NHI, and so on. They think ideologically that's the way to go and this is how to transform, even though they're good people. And so on. Even on foreign policy. The conversation I had with this person on Saturday was in terms of, look, India, China is having a conversation with the Israelis and they still continue to trade. Egypt and Israel is just going to have, is about to sign the biggest gas deal in Israel's history. So Israel is offering a $35 billion US gas deal to Egypt, and it's just about to be signed. So here we are in South Africa. How do we not become more pragmatic and engaged? It's just one example. But the response was so fundamentalist to say never ever will the ANC engage with Israel, for example, in any way beyond the court process. So what I'm saying is in terms of, so that's the one part of the ANC. And then there's the other part of the ANC. It is the party that has been totally captured, and captured in a way that people want to use the ANC as an institution to take control of the state and to earn money. I actually think as a prognosis, and I can pass it on, I did something on, it was a couple of years ago, I don't think it's changed, of the ANC going the Algeria FLN route. The FLN in Algeria as a liberation movement actually don't exist in its old form, they exist by its name, so people are holding on to the name of the organization in order because the supporters and people remember the name, and then they use the name to do criminal acts and to take control of the states and so on. So that's the one possibility. So that's what Andre is sort of partially what Andre is saying. So what we need to be worried about is, yes, the ANC is going to be declining, but then we have on the other side the MKs and the EFFs
those groups may not be ANC in name, but they're actually ANC in their thinking and so on. And that there are processes, in this uncertainty, there are processes within the ANC where some groups want to realign with parts of EFF MK because they know there are people, some black voters who are very desperate, because the state is not delivering for them. They think the way to deliver is by the state taking everything over and then giving things to them, taking land, taking more private companies, and so on. There is, unfortunately, a very, very big belief. And so how do we engage with that at a mass level? So there has to be almost a mass education of the black voter. What the ANC did is with a 30% pass mark, the mathematics literacy, it is now a whole new entry point of younger people are almost in the same space as the older people and so on. And that's what we're sitting with after 30 years. Now, how do we engage? I mean, one would be, I think Andres put it the other way in terms of controlling your environment, with your community, family space, your local space, and so on. That's the one. But then that will make the country almost little islands inside the country. I mean, that's the one. That's the one way. The other way is, it's really what I am engaged in, and to try to see if we can get realignment in the politics that goes across ideology, sort of centrist, constitutional-based realignments with market-based. To try to do that across and so on. I mean that's why I was engaged as independent chapter negotiations with the MPC. And why I'm still continuing to engage with some of the good people in the ANC to try to see if we could try to push a realignment where we get some of the good people in the ANC out of the ANC and perhaps try to create something new. I think the ANC is going to drop to the 25% and below. I think downwards. But the danger is when the ANC gets to there, is it will try to go for populist and leftist politics. I mean, for example, Cyril Ramaphosa already, the sad part of it, he is trying to hold together the ANC, but is holding the ANC together by holding on to populist politics in order to hold the ANC together. And that's our problem. That is why we're in a state of paralysis. And so on. So he's not moving against criminal elements and so on. And that really is our problem. So I think almost the best way out is to think in terms of, and I think it could potentially work, there may be some provinces which we almost will have to let go. I mean, there's a very negative way of looking at it. But can we at the provincial areas, create a new kind of coalitions and working together? Some provinces could potentially actually be winnable. Northern Cape with sort of centrist type of coalitions, and so on. I think that is going to be key in the long term. And then when you're in your local community and your local area to almost build, I'm going to use the word, I know it's a difficult word, but social pacts. So if you have a farm or if you have a company, build with your workers together, because that's where the protection is going to come from. You almost build family, almost like the Japanese, what are they called in Japan? Welfare, company welfare, in a way, and so on. So, to begin to think of those type of ways to deal with chaos at a national level. Professor Gumede, thank you very much. Piet, hier's 'n vraag vir jou, Piet. Ek hoop Professor Gumede het dit nog vir jou moeiliker gemaak om te antwoord. Maar ek weet jy kan alle vrae antwoord, Piet. Piet, hulle vra watter ander stappe, Piet, as 'n mens so oorkoepelend kyk, kan 'n mens gebruik om die veranderinge aan te bring?
Jy weet, ons het almal altyd die kerke gekritiseer, jy weet hoeveel gewig ons op kerke sit, en hoekom is die kerke so stil oor allerhande dinge wat gebeur, en deesdae was daar nog 'n roering tussen die kerke, dat hulle redelike gereformeerde verset dikwels bespreek, maar die opsies is so min, Piet. Het jy enige ander harde opsies wat jy miskien net in ons midde wil laat hier vir 'n minuut of 2 voordat ons breek, Piet, maar die vraag was, dink jy daar is ernstige drastiese stappe waarvoor die tyd aangebreek het? Ja, daar is stappe waarvoor die tyd aangebreek het, en dan is stappe waarvoor die tyd nog nie aangebreek het nie, en die stappe waarvoor die tyd nie aangebreek het, die bespreek mens eers wanneer die tyd daarvoor aanbreek. So, stappe waarvoor die tyd wel aangebreek het, is om in die vakuum in te tree. Een van die maniere hoe mens politieke hervorming teweegbring, een van die moeilike maniere, is as jy 'n direkte konfrontasie aangaan, selfs gewelddadig met die heersende politieke struktuur. Dit is baie moeilik, en mens moet baie moeite doen om dit te probeer vermy. Maar dit is deur die geskiedenis, baie dikwels het dit al gebeur, en dit gaan ongelukkig met groot koste gepaard, en mens moet alles in jou vermoë doen om dit te vermy. Daar is gelukkig 'n goeie vooruitsig in Suid-Afrika dat dit moontlik nie nodig is nie, of uiteindelik met min weerstand daar verandering kan kom. Nie onmiddellik nou nie, maar hoekom sê ek so? Omdat die huidige regering en die huidige orde sulke swak regering tot gevolg het, dat daar vakuume ontstaan. En daardie vakuume van gesag, die vakuume van staatsadministrasie, die vakuume selfs op die vlak van energie, en die vakuume van plaaslike gesag op die in landelike gebied, waarna professor Gumede verwys het, wanneer hy sê, 'n mens moet kyk of jy kleiner omgewings van gesamentlike loyaliteit kan bou. Dit klink dalk 'n bietjie abstrakt, maar die vakuum van wat staatsgeval laat, is ek dink een van die grootste sterkpunte tans, en dit is iets waar ons moet soek vir geleenthede om toe te tree. Ek dink ons gaan in die volgende paar jaar meer en meer alternatiewe plaaslike administrasie sien, buite die bestaande politieke strukture, de facto, nie de jure nie, en dit is nie 'n utopia wat ek beskryf nie, maar dit is 'n baie realistische en 'n werklike geleentheid wat ons moet aangryp tot die volle beskikbare vermoë.